Môre julle, ek's Jacques Breitenbach. Ek's die operasionele bestuurder van Limagrain Suid-Afrika. En vandag vat ek bietjie die tyd om met Eugene Miller te praat. Hy is die besturende direkteur van Limagrain Suid-Afrika. So 'n paar vrae net aan jou. Wie is Limagrain Field Seeds? Jacques, Limagrain Field Seeds is 'n Franse koöperasie wat gesetel is in Clermont-Ferrand in Frankryk. En hulle het so 65 jaar terug het hulle begin om 'n besigheid bymekaar te sit, eintlik aanvanklik net om volhoubaarheid te verseker vir hulle boere in hulle omgewing. Dit is gesetel in 'n deel van Frankryk waar dit eintlik nie maklik is om te boer nie. En hulle besigheidsmodel was net om vir hulle self volhoubaarheid te skep. Die maatskappy op hierdie stadium doen besigheid ongeveer in 150 lande reg oor die wêreld en 'n wye pakkie genetika wat beskikbaar gestel word vandag as die 6de grootste saadmaatskappy wat agronomiese gewasse aanbetref. Hoekom dink Limagrain hulle kan 'n bydrae maak aan Suid-Afrikaanse landbou? Jacques, ek dink ons moet teruggaan na waar Limagrain Field Seeds vanaf begin. Ek dink die belangrikste is amper dat die lede wat die koöperasie bedryf, neem deel aan hierdie koöperasie. Hierdie boere is ook deel van die raad wat besluit wat is die rigting wat die maatskappy inslaan. So alhoewel daar 'n kommersiële bestuurder is vir die koöperasie of vir die maatskappy, is dit nie 'n normale landboubesigheid nie, want daar's werklik boere wat verstaan wat hulle elke dag in die gesig staar, wat die uitdagings is, wat hulle doen, wat hulle nodig het. So ek dink dis die heel belangrikste. Vandag is daar 'n redelike groot pakkie van gewasse wat hierdie maatskappy beskikbaar maak vir boere. Daar word baie gedoen aan teeling om seker te maak daar's goeie genetika vir dit wat die boere nodig het, waar ook al hulle bedryf. En selfs in Suid-Afrika pluk die boere reeds, of sommige boere reeds die vrugte. En ek verwys nou sommer na onlangse goed waar ons baie goeie nuwe koringkultivars vrygestel het in die Wes-Kaap veral. En dieselfde ook in sonneblomme. Suid-Afrika nog 'n bietjie klein, maar in Afrika is ons sonneblomme besig om groot impak te maak. So dis 'n goeie ding van Limagrain Suid-Afrika se kant af, want ons kan 'n goeie winters en somer pakket vir die boer offer. Wat is die grootste bydrae wat Limagrain kan maak aan landbou? Jy kan dalk plant sonder kunsmis, maar jy kan nie plant sonder saad nie. En daarom genetika is die basis van die besigheid. En wat Limagrain doen en wat ek dink ook anders is as baie van die groter multinasjonale maatskappye, is dat Limagrain fokus uitsluitlik op saad. En ons sit rofweg 15% van al ons omset terug in navorsing. En dit gebeur nie net in Suid-Afrika nie, dit gebeur wêreldwyd, ja, waar ons seker maak dat ons die regte genetika wat goed aangepas is vir die spesifieke omgewing kan beskikbaar stel aan die boere om volhoubaarheid te verseker. En eintlik winsgewendheid nie net vir ons nie, maar ook vir die boer 'n realiteit te kan maak. Ek dink dit is waarskynlik die grootste bydrae wat ons kan maak. En dan stap ons natuurlik 'n nou pad saam met die boer. Soos jy weet, ons het 'n sterk span tegniese ondersteuners wat advies gee vir die boer. So ons maak seker dat ons het ook voete op die plaas en dat ons nie maar net 'n gesig is nie, maar dat ons wel saam met die boer die uitdagings in die gesig staar en deur dit werk en aan die ander kant uitkom. Ek kan ook bylas daar vir jou as die besturende direkteur van die maatskappy, wat ook 'n goeie ding is, goeie indruk vir Limagrain is dat jy gaan op plaas toe. Jy gaan sien ook boere, gaan sê ook hallo. So dit maak 'n persoonlike ding. Ja, ou doen dit sover jy kan. Jy kan natuurlik nou nie by elkeen uitkom nie, maar waar 'n ou die geleentheid kry, doen jy dit en dis lekker. Wat belangrik is dat ons is Suid-Afrikaanse mense wat hierdie besigheid bestuur. En ek dink anders as wat baie keer die geval is daar nie mense van die buiteland wat vir ons kom sê hoe ons dinge hier moet doen nie. Limagrain laat ons toe om hierdie besigheid te bestuur soos wat nodig is om in die Suid-Afrikaanse omgewing suksesvol te wees. Ek dink dit is 'n baie groot pluspunt vir die besigheid. Ons verstaan wat aangaan op die plaas, ons verstaan wat aangaan in die landbou. Ons staar presies dieselfde uitdagings in die gesig wat die boere in die gesig staar. En wanneer dit moontlik is, probeer ons werklik om die boere te ondersteun. Nie net in advies nie, maar as ek dink in hierdie jaar spesifiek,
Dit was regtig 'n ongelooflike moeilike seisoene, die laaste 2 wat verby is. Uitdagings in die tyd wat ons moet die hoofgewasse se saad oes om beskikbaar te maak vir boere, maar selfs deur hierdie realiteite het ons dit moontlik gemaak in die jaar wat kom om eintlik oor die algemeen ons pryse te sak te midde of ten spyte van die moeilike omstandighede. So ons probeer werklik om vir die boer dit moontlik te maak om suksesvol en winsgewend te wees daar buite. Baie interessant. Hoe sien Lima Grain hulle vennootskap met Suid-Afrikaanse boere? Ja, ek dink Jacques, ek het amper nou net dit geantwoord. Ek dink baie van dit wat ek nou gesê het, sin speel daarop. So ons doen van ons kant af werklik dit wat ons dink 'n verskil gaan maak by die boer. Ons is ook oop vir voorstelle. Ons is deel van 'n maatskappy wat gewoond is aan vennootskappe. As ek dink aan Lima Grain Field Seeds wêreldwyd, dan is rofweg 1/3 van die totale omset word gedoen uit vennootskappe. En ek dink saam met dit spandeer ons tyd op die plaas, soos wat ons ook al reeds aangeraak het. En ek dink dan om die ander kant daarvan te sien, ek dink daar's sekere gewasse, en ek dink hoofsaak koring en soja, is daar wat ons noem 'n endpoint royalty stelsel of 'n endpunt tantiem stelsel wat verseker dat ons as eienaars van die genetika ook ons geregmatige deel kry om te kan aanhou met teeling en weer nuwe genetika beskikbaar stel. So ek dink dis een van die goed wat ons vra ook van ons kliënte en ons boere, produsente, is om wanneer hulle daardie sojas en koring lewer aan die silo's, die regte verklaringe te maak en te sê dat dit is Lima Grain genetika, sodat ons daai tantieme weer kan kry om dit weer te kan terugploeg om nuwe genetika vry te stel. Ja, ek dink definitief dis 'n vennootskap saam met die boer. Ons boer saam met hulle. Op watter gewasse fokus Lima Grain? As jy nou kyk spesifiek na ons besigheid in Suid-Afrika, dan is ons sleutelgewasse is mielies, sojas, sonneblom en koring. Dis ook gewasse waarin of ons of Lima Grain teeling doen. En dan is daar 'n paar strategiese gewasse wat ons ook aanbied, onder andere lucerne, waar ons redelik sterk is, groot rolspeler is, haver en dan 'n paar weidingsgewasse waarvan raaigrasse 'n groot deel uitmaak. So ek dink amper jy daarna verwys vroeër om vir die boer 'n pakkie en 'n oplossing te gee, beide vir sy somer en sy winterseisoen. Dis baie interessant en ek dink dis 'n goeie ding in die landbou in Suid-Afrika. Wat is Lima Grain se toekomsplanne? Ek dink dit pas weer in by wat ons al voorheen vandag oor gepraat het, om genetika beskikbaar te stel. So ons sal aanhou om te doen wat nodig is, om beter en die regte genetika beskikbaar te stel vir boere. Ons wil graag 'n groter rolspeler wees, so ons wil ons markandeel uitbrei en winsgewendheid verseker vir nie net ons nie, maar ook vir die boer. En ons is hier om te bly in Afrika. Ek wil vir jou dankie sê vir dat ons kon gesels het. Dit was baie lekker. Ek weet jy's 'n besige man, so laat ons aangaan met die dag se werk. So Jacques, ek dink om af te sluit, ek wil van my kant af sê baie dankie vir die boere. Ek weet ons het baie moeilike omstandighede wat ons in die gesig staar, uitdagings, die realiteite, ons verstaan hulle, maar ons is saam met die boere in dit en ek glo saam sal ons daardeur kom. Ons boere het 'n manier om nie te gaan lê nie. Dankie Eugene. Dankie.